deur sy troue liefde sal ek nie omkom. Sy ontferming ken geen einde. Elke môre is dit nie. Groot is sy getrouheid. En dit sal ek myself herinner. Die Here is my erfdeel. Julle kan vanaand blaai na die klaagliedere van Jeremia. Die klaagliedere van Jeremia, hoofstuk 3. En dit is 'n hele paar verse wat ons gaan lees vanmôre vanaf vers 1 tot 24. Maar voordat ons dit lees, wil ek daar nou net eers 'n paar dinge klaar kry vanmôre, nie dat ek dit vinnig wil verhaas nie, maar dat ek nie vergeet nie, want ek raak vergeetagtig op my ou dag. Dit raak al moeiliker om te onthou alles wat ek moet sê en doen voordat ek moet begin. In die eerste plek, Katalaya, congratulations on getting silver for gymnastics yesterday. We are so very proud of you, and we congratulate you on your hard. Well done, well done. En dan natuurlijk wil ons bid vir Tannie Annetjie wat nog in die hospitaal is, en vir al die ander mense wat nog siek is. So kom ons sluit gou die hoofde en ons vra net die Here se genade oor hulle. Vader, ek dankie vir die genade en die liefde wat met ons elke môre, Here, mag ons herinner word daaraan vanmôre. Here, ons wil besonder bid vanmôre vir Tannie Annetjie daar in die hospitaal, dat sy nog steeds daar wag vir uitslae en toetse, Here, op haar nek. Here, dankie in die eerste plek vir die operasie skouer wat suksesvol was. Maar ons bid ook die genade verder terwyl sy nou wag om te hoor van haar nek, Here. Ons bid dat dit sal goed gaan en dat wat ook al die dokters besluit, die regte ding sal wees op die regte tyd. En ons vra die genade en die genesende hand oor haar. Here, en ons bid ook vir almal anders wat siek is, wat ons ken, ons bid vir iemand die by die huis, dat die ook met haar sal wees, Here God, en dat die haar sal versterk in haar gees en bemoedig in haar hart, Here. Here, en ook dat die haar gesond sal maak. En ons bid nog steeds met my ma vanmôre hier, Here, dat U met haar ook sal wees in die proses wat nog lang vat, Here. Bid ek dat U haar sal bemoedig in haar hart. Ek bid vir Marlies by die huis, Here, en daar pyn ook, Here. Here, en enige wat ek dalk gemis het vanmôre hier, bid ek dat die genade sal hê oor hulle. Here, ons dink aan Donovan en Sarah aan, die afsterwe van Esther, Here, en die genesing van iemand wat nog plaasvind, Here. Ons bid die troos en die genade oor hulle. In Jesus naam. Amen. Daar gaan die stem, ek hoop julle hoor my nog. Dit is duidelik genoeg, né? Klaagliedere van Jeremia, hoofstuk 3, vanaf vers 1, en ek weet ek het nou gesê, julle moet blaai na dit toe. Maar ek dink miskien vir vanmôre, wil julle nie julle oë dalk sluit, en net luister na wat hierdie gebed is, wat Jeremia bid. So sluit die oë, Roan kan op die bord dit volg, maar dit moet natuurlik gaan lees nie, ek hoop nie julle lees die bord nie, sluit asseblief julle oë, terwyl ons lees. Ek is die man wat die ellende beleef, deur die slaaf van die Here se gramskap. Hy het my gedryf, my in die donker laat loop, sonder lig. Ja, hy het sy hand teen my gelig, telkens weer die hele dag. Hy het my vleis en vel verteer, my bene gebreek. Hy het my beleer, my omring met bitterheid en moeite. Hy het my donker plekke laat bly soos die wat lankal dood is. Hy het 'n muur rondom my gebou, uitkom kan ek nie. Hy het my boeye van brons swaar gemaak. Selfs al skree ek en roep om hulp, sluit hy hom af vir my gebed. Met gekapte klippe het hy my pad toegebou. Hy het my paaie laat kronkel. Hy is 'n beer wat my voorlê, 'n leeu in skuilplekke. Hy het my paaie verlê, my braak laat lê, my woestyn gemaak. Hy het sy boog gespan en my as 'n teiken opgestel vir die pyle. Ja, die pyle uit sy koker het hy in my niere laat indring. Ek word uitgelag deur al my mense, hulle spot die klink heeldag op. Met bitter krye het hy my versadig, my oormaat wilde als laat drink. Hy het my tande op grys laat afsluit, hy het my in die as vertrap. Vrede is my ontneem, die goeie het ek vergeet. Ja, het ek gesê, my toekoms en my hoop op die Here
het verdwyn. Dink maar aan my nood en my swerwers bestaan. Aan die wilde als en die gif. Wanneer ek hieroor dink, raak ek terneergedruk. Dit roep ek in herinnering, en daarom het ek hoop. Dit is die troue liefde van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nie. Groot is die getrouheid. My erfdeel is die Here, sê ek. Daarom hoop ek op hom. Vader, mag ons harte vanmôre versterk word deur hierdie woord. Here, elkeen van ons voel tye soos Jeremia in die grond en vertrap, besig om klippe te kou. Dat ons self sê dat my hoop in die toekoms het verdwyn. My hoop in die Here is nie meer daar nie. So ek bid, Vader, dat U ons harte sal bewaar in Jesus Christus vanmôre. En dat U ons wysheid sal gee om te verstaan dit wat ons in hierdie woord lees. Heilige Gees, dat U dit sal bekragtig, dat U dit sal laat groei en vrug dra. Mag daai vrugte wees van ons wat bid, ons wat meer bid, ons wat gereeld bid. Ja, Here Jesus, mag U verheerlik word in dit alles. Amen en amen. En ons kom aan die einde van ons reeks. Skoon my. Ons kom aan die einde van ons reeks oor al wat ek kan doen is bid. Daardie gebede wat ons bid, wanneer ons op moedverlose vlakte is. Ek dink almal van ons was al op moedverlose vlakte. As jy nog nie op moedverlose vlakte is nie, tel jouself gelukkig, want ek ken niemand wat nie daar is nie. Almal wat ek hier sien en almal wat ek hier ken, weet ek was al op moedverlose vlakte. En ons erken dit dalk in mekaar nie, ons steek er baie keer weg. As ek vanmôre vir jou vra, hoe gaan dit? Is almal se antwoord goed. Ek het geen klagtes nie. Dit gaan oké. Maar jy sê nie vir my dat jy laas aand trane gehuil het terwyl jy gebid het nie. Dat jy in die nag geroep het en gesê, Here, hoe lank nog nie? Ons steek dit vir mekaar weg. Tog weet elkeen van ons gaan deur hierdie tye. Moeilike tye, harde tye. Jeremia in sy openingsgebed hier is, ek is 'n man wat die ellende beleef. Ek ken pyn, ek ken die ellende. En hy sê dit is deur die slaaf van die Here se gramskap. Nou interessant, in die grondteks noem hy nie die Here hier nie. Hy sê net ek is verdruk deur die slaaf van sy gramskap. Jeremia noem glad nie die Here tot in die vers 18 nie, wanneer hy sê dat ek my hoop in die Here verloor. Dit is asof hy die hele eerste gedeelte van sy klaaglied, hy amper wil wegsteek dat dit die Here is wat dit oor sy pad bring. Ek dink dit is daardie onsekerheid wat ons self het wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons wonder, is dit die Here wat dit aan my doen? Is die vyand wat dit aan my doen? Is dit my eie sonde wat dit veroorsaak? Is dit die rede hoekom dit sleg gaan met my? Is daar miskien een of ander onvergewe sonde wat ek nie van bewus is nie, dat die Here teen my gedraai het? Tog is Jeremia duidelik hier, ek is die man wat die ellende beleef, hierdie slaaf van die Here. Dit is die Here wat hom in die grond op vertrap, sê hy. Die Here wag vir hom soos 'n beer, om hom te verslind soos 'n leeu om die draai. Dit is skrikwekkend. En dan baie keer vir ons, Here, U is besig om nou te veel te slaan. Dit is net te veel, dit is genoeg. Genoeg. Ek het die punt van my hoop bereik. Ek kan nie meer verder nie. Ons praat baie keer so van die laaste van my tou, ek hou aan die punt van my tou vas. En van ons hou nog net met die duim en die voorvinger in die tou vas.
jy begin te sien die tou begin ontrafel en jy weet nie meer wat om te doen nie, want jy kan nie eens met die tou vasgryp nie. Dis hoe Jeremia voel hier op hierdie plek. Hy sê ek het my hoop in die Here verloor. My toekoms het ek nie meer nie. Hy sê baie gelukkige profeet nie. As jy selfs in sy profesie kyk in Jeremia, op 'n stadium sê ek in Hoofstuk 20, sê hy, ek wens ek was nie gebore nie. Ek wens my ma het my nie gehad nie. Ek wens ek het dood gegaan, nog voordat ek gebore is. Maar nou het die Here my gekies vir hierdie ellende. Die Here het my aangestel om hierdie swaar tye te beleef. Ek dink as ons baie keer geskiedenisboeke lees, dan dink ons, joh, daardie mense wat in daai tye moes geleef het. En nou besef ons is daardie mense wat in daai tye leef. Oor 100 jaar gaan mense terugkyk na ons en sê, joh, ek weet nie hoe hierdie mense die daai tye gekom het nie. Jeremia kla baie teenoor die Here. Op 'n stadium sê hy in sy een profesie, hy sê ek sal nie aan die Here meer dink nie. Ek sal niks meer in sy naam sê nie. Want die Here het my mislei, ek voel mislei, ek voel as ek bedrieg is. Hy voel bedrieg deur die Here. Ek dink nie enige van ons wil ooit in ons eie Christelike lewe vir iemand anders erken en sê ek dink die Here het my bedrieg nie. Ek dink die Here het my mislei nie. En tog voel ons dit baie keer so. Tog voel ons so. Dit is so 'n mooi woord in Afrikaans spreekwoord. Ek sê nou 'n mooi spreekwoord, maar dink ek reg. So hy sê ons het ek geval nie. Hy klaar soos wat dit is. Hy sê ek wil nie eens meer aan die Here dink nie. Ek wil nie eens sy naam meer noem nie. Maar sy woord het my vasgevang soos 'n vuur en dit brand in my, so kan nie stil bly nie. En dan net so 'n paar vers later, loof die Here, besing sy naam want hy is goed. Dit is so vreemd. Hoe gaan jy van, o Here, jy het my bedrieg, dan prys die Here, hy is goed. En dit is heeltyd in sy profesie, sien jy dit? En hier in hierdie klaaglied sien ons dit uitkom, ons sien hierdie geveg wat hy veg. En ek dink dit is wat ons behoort te sien in hierdie gedeelte. Dit is daardie konflik wat binne in ons boet. Want ons het 'n konflik binne in ons. En ons moet verstaan, ons gaan daai konflik beleef. Enigeen wat vir my sê dat, ag, ek het nooit geen vrees nie, want die Here is met my, het seker nog nie swaar tye beleef, waar jy voel die Here is nie by jou. Ek weet Jeremia erken nie, so hy sê, die Here het homself afgesny van my gebed. Later in, 'n paar vers later, na die teks wat ons gesê het, sê die Here het homself omring met 'n wolk, sodat geen gebed kan deurdring nie. Jy dink dit is die dak wat in die pad is. Nee, dit is die Here wat 'n wolk voor hom sit en sê, ek gaan nie luister na enigiets wat jy sê nie. Dis hoe Jeremia voel. Die Here het homself bedek dat ons nie eens kan bid nie. Hy het homself afgesny van ons, sodat ons nie kan deurdring tot sy hart nie. Al skree ek, sê in vers 8, al skree ek en ek roep om hulp. Nie net as dit dat die Here 'n muur gesit het voor my nie, hy het sy rug op my gedraai. Hy luister nie meer. En so ons eerste gedagte is, Here, U is kwaad vir my. U is kwaad oor iets wat ek gedoen het. Tog besef ons Jeremia self het nie enigstens iets verkeerd gedoen nie. Dis die volk wat vernietig word, hy is maar net deel van dit. Omstandighede buite sy beheer het hom in hierdie worstelstryd gedryf. En dit klink nie asof die Here hoor nie. Dit voel nie asof die Here my hoor nie. Inteendeel, dit voel asof die Here teen my is, nie, is kwaad vir my. Asof hy homself afgeskerm het. Dit is my interessant om hierdie klaagliedere van Jeremia, die titel van die boek. Ons noem dit klaagliedere van Jeremia, maar dit is nie die titel in die Hebreëse Bybel vir hierdie boek nie. Die titel vir hierdie
vir hierdie boek in die Hebreëse Bybel is Eika. Wat eenvoudig beteken hoe. Dis die titel van die boek, hoe. Ag, hoe. Hoe het dit met my gebeur? Hoekom het dit met my gebeur? Hoe is dit dat dit so is? Hoe het hierdie plek, hoe het my lewe gekom op die punt waar dit nou is? Dit is 'n boek van hoe. Ek weet nie hoekom nie. Waarom? Dit is 'n vraag. Die hele boek is 'n vraag. Hoekom, Here? Is U soos 'n beer wat wag vir my, 'n leeu om die draai? Hoekom maak U my paai krompelpaaie? Ek dink dit is nog erger wanneer hy sê dat U het my 'n teken gemaak vir die pyl. Ek dink om op daai plek in jou lewe te wees wat jy dink die Here kies jou uit om te straf. Ek is nie net een van die baie nie. Hy het my 'n target gemaak. Hy het my 'n teken gemaak en dan trek hy sy boog en hy skiet deur my niere. Nou die woord niere hier so wat ons sal vertaal as my hart. Daai binneste. Hy skiet my in my binneste in. Ek is geteken. Hoekom, Here? Maar dan binne in die klaagbrief in vers 31 tot 33 wat ons nie gelees het nie. Sê hy, my Heer verwerp beslis nie die mens vir ewig nie. Maar as hy iemand bedroef, ontfer hy my hom met die volle omgang van sy troue liefde. Hy verdruk en bedroef mensekinders teen sy sin. So Jeremia besef van een hand, ja, daar is dit is die Here wat my op hierdie pad laat stap. Dit is die Here wat my laat klippe kou. Dit is die Here wat 'n teken van my gemaak het. Ek gaan deur hierdie moeilike tye in my lewe. Dit is moeilik om te verstaan hoekom. En dis nie asof hy antwoord gee vir die rede hoekom dit gebeur nie. Eenvoudig net, hy moet daaroor kom. Maar hy besef een ding. Al voel dit asof die Here nie daar is nie. Dis nie asof die Here bly is om jou te straf en bly is om dat dit swaar gaan met jou nie. Nee, teen sy sin bedroef hy die mensekinders. En as gevolg van sy troue liefde en die omvang daarvan, ontfer hy my hom oor almal. En so daar is 'n bietjie lig binne daardie konflik, maar ons moet nog steeds met daardie konflik in ons harte wees. Here, hoekom gebeur dit met my? Kan ek asseblief net eendag kry wat ek nie slegte nuus kry nie? Genigtig Vrydag was dit net soos dan die ander is nog in die hospitaal. My niggie moet in die hospitaal opgeneem word. Tanya moet in die hospitaal opgeneem word. Hierdie persoon het nog hierdie ding. En dit is net asof ek sê, Here, hoeveel nog? Hierdie las raak baie. Ek weet nie hoeveel ek kan dra nie. Genoeg is genoeg. Maar nou is 'n ligte flash op my hierso. Wegstaan van die weerlig af. Genoeg is genoeg. En dan baie keer voel ons soos Jeremia in vers 18, want hy sê vrede is my ontneem. Ek het die goeie vergeet. Wie het al die goeie tye vergeet? Elke dag is so bitter dat jy nie eens meer kon onthou wie het geglimlag het. Dis wat hy sê. Ek kan nie eens meer onthou die laaste keer wat ek bly was met iets nie. Ek het al vergeet hoe voel dit om gelukkig te wees. Ja, het ek gesê, my toekoms en my hoop op die Here het verdwyn. En gewoonlik wanneer ons vir mense sê dat ek voel aan die einde van my toukie, ek voel as ek daar net aan my twee vingers vashou en die tou begin ontrafel. Of soos wat ons grappig sal sê, die lig aan die einde van die tonnel is die trein wat op pad is. Daar is geen hoop vir my hoor nie, dit is, ek het nie meer krag. En dan kom die brawe pastoor of die goeie Christen bedoelend en sê vir jou, maar weet jy, die Here sal jou nie toetspoor jou verloon. Wie het al daai ding gehoor? Wie het al daai ding gesê vir iemand? Ek gaan nou weer sê hoe jy dit nie moet sê. Ons dink baie keer dat die Here sal ons tog nie toetspoor ons verloon nie. En die rede om ons te dink is, daar's 'n vers in die Bybel wat klink soos dit, maar dit is nie dit. In 1 Korintiërs 10 vers 3 staan daar geskryf, of 13, sorry, 1 Korintiërs 10 vers 13.
staan daar so, geen versoeking het ooit oor julle gekom, behalwe menslik een nie. God is egter getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie. Maar sal saam die versoeking ook uit hom gee, sodat julle dit kan verduur. Daarom, my geliefdes, vlug weg van die afgodediens. Ons vat partykeer daardie teks en ons sê, die Here sal ons nie toets bo ons vermoë nie. Nee, hy gaan jou nie versoek, of hy gaan geen versoeking op jou pad laat kom, bo jou vermoë nie. Met ander woorde, versoeking wat jou laat sondig nie. Daarom is die konteks daarvan, daarom vlug weg van afgodediens. Hy sê, daar's geen versoeking wat op jou pad gaan kom, wat jou gaan wegvat van hom af. Hy sal altyd vir jou uitkoms gee, sodat jy kan vashou aan hom. Maar dit gaan nie hier oor toets nie. Want in sy tweede brief aan hierdie selfde gemeente, skryf Paulus in volgende 2 Korintiërs, het ek op die bord. Want broers, ons wil nie hê, julle moet onkundig wees oor die verdrukking wat ons in Asie beleef het nie. Dat die swaar kry wat ons verduur het, ver bo ons kragte was. Sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Trouwens, wat ons self betref, ons het als te ware die doodsvonnis oor ons ontvang. Maar dit was so ons op onsself sal vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek. Luister na wat Paulus daar sê, hy sê, ek is bo my kragte verdruk. Ek het so swaar gekry dat ek gedink het ek gaan dood. Hy vasgaan die Here nog steeds. Maar ons dink partykeer as ons bo ons kragte getoets word, is daar iets fout. En daarom voel ons dan partykeer, maar Here, U het my bedrieg. Want U het toch gesê, ek gaan nie bo my kragte getoets word nie, nou voel ek asof ek getoets word bo my kragte. En jy moet net jou Bybel oopmaak om te kyk dat elke liewe geloofsheld in die Bybel bo sy kragte getoets was. Ek dink aan Daniel se 3 vriende wat in die vuur oorgegooi word. Daniel en Mikael, jy kan hulle maar gaan lees. Maar hulle was so gelowig gewees. Daniel se 3 vriende sê byvoorbeeld, hulle sê, of die Here ons uit jou hand het gered of nie, ons gee nie om nie, maar ons gaan nie buig voor die afgod. Dis die versoeking gedeelte. Maar hulle besef dat die Here is getrou. Wat ook al met my gebeur moet gebeur. Ek dink Paulus se antwoord is natuurlik die beste daarso wanneer hy sê dat ons het geleer om die Here te vertrou wat die dooies opwek. Hy sê, al gaan ek dood, dis mos nie die laaste nie. Dis nie die laaste nie. Inteendeel, God sal my opwek as hy my nog wil verder gebruik. Ons word dikwels bo ons vermoë bedroef en bo ons vermoë getoets. En dit help nie om dit weg te steek nie, dit help nie om dit te ontken nie. Ek dink as daar een ding is wat ek in die laaste paar weke deur die gebedsreeks myself herhaaldelijk moet herinner, is daar die eerlikheid van gebed wat so belangrik is. Moenie braaf voor die Here probeer wees nie. Moenie daarin stap in jou binnekamer asof jy alles gaan verower, asof jy die een is wat oor jou probleme gaan kom en jou geloof gaan jou deurde dra nie. Nee, inteendeel behoort jy op die knie te gaan en sê, Here, ek kan nie, ek weet nie waartoe nie, help my in my ongeloof. Ja, Here, ek glo nie, maar help my in my ongeloof, help my in my bitterheid, help my in my donkerheid, help my in my depressie, my teneergedruktheid. Want om te maak as dit goed gaan met jou, help nie. Dan is jou gebed oneerlik. Die Here soek 'n eerlike gebed. Ek kan nou nie onthou wat se psalm is, dit kom net by my op, maar daar is 'n psalm wat sê dat vir die Here is dit welgevallig vir vir 'n gebroke hart. En dit is Psalm 51. 'n gebroke hart is wat die Here soek. Hy wil nie hê dat jy moet maak asof dit goed gaan. Hy wil hê jy moet leer om op hom te vertrou. En so die konflik wat ons het in die eerste plek is juis dinge gaan met ons gebeur. Ons gaan deur moeilike tye gaan. Jy gaan dit beleef. Daar is nie iets fout met jou geloof as dit sleg gaan met jou nie. Dis nie noodwendig dat die Here kwaad is vir jou nie. En al is dit omdat die rede
die Here iets wil doen in jou en jou iets wil leer, gaan hy dit nie vir ewig laat aangaan nie. Maar hy sal jou red uit dit uit. Maar die moeilike tye gaan jy gaan. En so enige Christen wat vir jou wil sê dat as jy net glo, dan sal alles goed gaan met jou en jy sal genoeg hê, is besig om vir jou te lieg. As jy die boek van Jeremia gaan lees, dit is die herhaaldelike geveg wat hy het met die ander profete. Die rede hoekom hy so bitter is omrede die ander profete die hele tyd sê, moenie bekommerd wees nie, vol, die Here gaan ons red uit die hand van Nebukadneser. Ons gaan nie in Babylon weggevoer word nie. Jeremia lieg vir julle. As Jeremia vir julle sê, dit gaan sleg gaan met julle, lieg hy vir julle. En die profete sê dat julle moet net vertrou die Here en die Here sal vir julle uitkoms gee. En Jeremia is een wat sê, wees reg, ouers, julle gaan in ballingskap weggevat word. Gaan bou vir julle huise in Babylon. Trou met die mense. Julle gaan vir 70 jaar weg wees. Julle gaan nie eens terugkom, julle kinders gaan terugkom. So 'n profeet wat net 'n gelukkige boodskap gee, lees nie sy Bybel nie. Maar daar is 'n groter punt. En ek dink ons sien in vers 19 tot 21, in daardie gedeelte van sy profesie. Ek lees net weer vir ons. Hy sê, dink aan my nood en my swerwers bestaan, aan die wilde als en gif. Nou wilde als is 'n bitter kruid. Wanneer ek diep daaroor nadink, raak ek te neergedruk. Dit roep ek in herinnering, daarom het ek hoop. Hier is die worstelstryd waarmee ons te doen het. As ons oor ons probleme dink, dan word ons te neergedruk. Maar as ek dink aan die Here, dan kry ek weer hoop. En dit is daardie geveg wat ek en jy deur die aand veg. Want op die oomblik bid jy en dan voel alles, Here, yes, dankie tog, Here, U is met my. Here, waar is U? Die volgende gebed. En dan die Here, ja, nee, ek weet, U is met my. I will overcome. En die volgende oomblik, Here, ek kan nie meer nie. En so gaan ons tussen hierdie twee gedagtes. En dit is die konflik wat ons moet probeer wen. Want ons moet, wanneer daardie gedagtes opkom, wanneer ek diep hieroor nadink, raak ek te neergedruk. Wanneer daardie gedagtes begin opkom in jou, dan moet jy sê, wag. Laat ek iets tot herinnering roep. Daarom hoop ek. Ek moet iets tot herinnering roep. En ek dink daar is nogal iets belangriks binne in vers 20:29. Vers 20 het te doen met hoe ek voel. Hoe ek voel. Here, ek voel verwerp. Here, ek voel verlaat. Here, ek voel te neergedruk. Vers 21 is oor wat waar is. Nie oor hoe ek voel op daai oomblik, maar oor wat waar is. En so ek roep tot herinnering dit wat ek moet weet. Kennis van wie God is. So wanneer ek so voel, dan roep ek tot herinnering wie God is, sodat ek kan weet, myself kan herinner, sodat ek vrede kan kry. Daarom het ek hoop. In vers 41 van hierdie klaaglied, daar 66 vers, as julle dit gaan lees het. Hy sê, laat ons harte saam met ons hande ophef na God in die hemel. Hy het gesê dat die Here verberg hom met 'n wolk. Laat ons terugkeer na die Here en ons harte saam met ons hande ophef na hom. Want dit voel asof die Here nie luister nie. Maar ek en jy behoort te weet, hy luister wel. Wanneer jy voel dat die Here jou nie hoor nie, moet jy jouself herinner en sê, hy hoor my. Dit is daardie gevoel en wete waarmee ons te doen het. In vers 55 tot vers 57 skryf hy hierdie woorde. Hy sê, ek roep die naam, o Here, uit die diepste put.
U het my stem gehoor, moet tog nie oor 'n sluit van die groep om uitkoms nie. U het na my toe gekom op die dag toe ek na u geroep het, en u het vir my gesê, moenie bang wees. Te midde van al die dinge wat hy deurgaan. Here, u is 'n leeu wat my verskeer, 'n beer wat vir my wag. U het my dat klippe kou, u het my 'n teiken gemaak vir die pyle. Luister na my, want op die dag wat ek roep, het u geantwoord, moenie bang wees. Moenie bang wees. Wat is dit wat hy tot herinnering roep? En dit is wat ek graag wil hê ons moet uitvat hier vandag. Want het gaan nie oor hoe ek voel wanneer ek bid, dit gaan oor wat ek weet van my God wanneer ek bid, wat belangrik is. En dit is wat Jeremia tot herinnering roep, wanneer hy voel dat dit te veel is. Hy sê, dit is deur die troue liefde van die Here, dat ons nie omgekom het nie. Ja, sy ontferming ken geen einde nie. Dit is elke oggend weer nie. Groot is die getrouheid. My erfdeel is die Here, sê ek, daarom hoop ek op hom. Nou, party vertalings vertaal daar die eerste gedeelte, sê die troue liefde van die Here ken geen einde nie. Ja, sy ontferming het geen einde nie. Ek dink dit is 'n beter vertaling, dit pas beter by die konteks van die teks, maar soos wat ons met in Hebreëus is dit, deur die troue liefde van die Here, dat ons nie omgekom het nie. En ek dink altyd vertalings is reg op 'n punt daar, maar die fokus van daar, die eerste een wat ons moet onthou, is God se troue liefde. God se troue liefde. Dit vertaal 'n woord van Hebreëus gesê, wat ons nie reg kan vertaal in Afrikaans of Engels, of dit is 'n moeilike woord om te vertaal, want dit beteken so baie dinge. En dit is so moeilik om die konsep vas te vat, maar uiteindelik die konsep is troue liefde of loyale liefde of verbondsliefde. Partykeer word dit vertaal as guns, as genade. Maar meestal verwys dit na God se troue liefde. Daardie liefde wat hy het, waarin hy getrou is aan sy verbond wat hy gemaak het. Ons gaan dit sien byvoorbeeld in die feit dat God, nadat hy vir Noag van die ark afgehaal het, nadat alles gebeur het, en Noag offers bring, en die reënboog as teken gegee word. Dis God se troue liefde dat hy die aarde nog nie vernietig het weer. Reg? Ons dink baie keer nog 'n vloed is op pad. Nog 'n vloed moet op pad wees. En tog, omrede hy beloof het, ek sal hierdie wêreld nie weer vernietig deur water nie. Bly hy getrou. Ten spyte van die sonde van die mense wat dit verdien. Hierdie volk wat in ballingskap weggevat word, ten spyte van die feit dat hulle gesondig het, dat hulle afgode aanbid het, dat hulle weggedraai het van Yahweh af, dat hulle rug omgedraai het. Ten spyte van alles, onthou ek hulle, sê God, en sal ek hulle terugdring. Ons het gesien in Heskia se gebed, terwille van Dawid, die verbond wat ek in Dawid gemaak het, 'n koning 200 jaar voor Heskia. As gevolg van daardie verbond, gaan ek vir jou 'n goeie koningskap. Dit is 'n troue liefde wat nie gefokus is op jou getrouheid nie, maar op sy goedheid. En so wanneer ons partykeer sê, Here, maar ek dink nie ek's waardig om te bid nie. Jy is nie waardig om te bid nie. Maar hy is waardig om jou gebed te hoor. En jy is waardig omrede hy jou waardig noem. Nie omrede jy so voel. En so ons moet dit onthou, sy troue liefde ken geen einde nie. Daardie troue liefde van hom wat ons sien in die seun. Ek dink, as ons regtig wil sien, in Eksodus 34 vers 6 tot 7, wanneer God homself openbaar aan Moses sê vir die Here, hy sê, ek wil u aangesig sien, ek wil die heerlikheid sien, ek wil weet wie u is. Dan sê die Here, gaan kruip weg, ek gaan verby jou stap en ek sal my naam noem. En dan sê hy, die Here, Yahweh, genadig
en vol troue liefde, wat troue liefde bewys aan generasies en duisende en duisende. Dis hoe God homself openbaar aan Moses, terwyl hulle besig is om 'n goue kalf te bou. Net nadat hulle 'n goue kalf gebou het, kan julle dit indink dat God, nadat hy sien wat hierdie volk doen, nog steeds vir Moses sê, my troue liefde bly van geslag tot geslag. Hierdie mense gaan in die beloofde land. Ten spyte van. Ten spyte van. Romeine 8 vers 31 en 39 is my so mooi. Sien weer eens die troue liefde. Dit is hierdie troue liefde, want dit is gebaseer op die persoon van Jesus Christus. Dit is in hom en deur hom dat die Vader ons lief het. Hy sê in Romeine 8 vers 31, wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Sien, dit gaan nie oor hoe ek voel nie, dit gaan oor wat ek weet. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het. Hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Dit gaan nie oor jou goedheid nie, dit gaan oor sy goedheid. As die Vader nie eens sy eie seun gespaar het nie, maar hom oorgelewer het ter wille van jou, wat hou jou weg van gebed af? Wat hou jou weg van sy troonkamer af? Van wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat jou vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat vir ons intree. O genade, op genade, op genade, op genade wat ons ontvang het in Christus Jesus. Ja, wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry, benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of die swaard. Maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur hom wat sy liefde aan ons bewys het, daardie troue liefde. Ek is immers daarvan oortuig dat nog dood, nog die lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordige dinge, nog toekomstige gebeure, of kragte, of hoogte, nog diepte, nog enigiets anders in hierdie skepping, ons sal kan skei vir die liefde wat ons in Christus Jesus het. Broer en suster, hy het jou lief met 'n troue liefde wat nie eindig. Hoe sal hy nie dan alles vir jou gee? En so wanneer jy voel dat Here, ek weet nie eens of ek kan bid vir hierdie saak, ek weet nie eens of ek tot U kan nader, Here, dit is, miskien het ek te veel droog gemaak, Here, miskien is ek net nie goed genoeg nie, Here, en ek het nog hierdie sonde, ek het nog hierdie ding, ek het nog daai ding, en stop het. Herinner jouself aan hierdie troue liefde van God. Hy is getrou. En nie net is hy getrou nie, ons sien in die tweede plek, ek het hier plaas net van Jeremia, hy het heel my Bybel uitgeskryf. Daar is ons uit. U troue liefde ken geen einde nie, ja, U ontferming ken geen einde nie. Dan daardie wonderlike woorde, dit is elke môre nie. Elke môre nie. Broers, is dat ek en jy kan nie staat maak op die genade wat ons gister ontvang het. Ons dink partykeer, as ek net Sondag gebid het by die kerk, as ek moes vir my gebid het, dis daai inspuiting wat ek so kry, so elke nou en dan, as net ek die krag vir die week. Broer en suster, môre is daai genade al oud. Best before date, to date. Reg? Ons dink dit is soos 'n vitamine B inspuiting wat ek elke nou en dan kry. Nee, hier is 'n insuline inspuiting wat jy elke dag moet vat. Want sy genade is elke dag nie. Jy moet elke dag by hom kom en nuwe genade kry. Dink aan die manne aan die woestyn, hulle moes elke dag manna gaan optel het. Party van hulle wat gedink het, ek gaan die manna laat oorlos na die volgende dag toe. Die volgende dag toe is dit vrot.
Maar die Here het gesê, met elke dag, man, genade, sodat ek kan leer op my te vertrou elke dag. Here, die genade is nie vandag, so ek kom vanmôre terug na die genade, ek herinner myself, die genade wat ek vandag ontvang is nuwe genade. Ek surf nie op die genade van 20 jaar terug nie, maar die genade wat ek vandag ontvang het in Christus, is nie. Daarom bid ons in ons Vader elke dag, Here, gee my daaglikse brood. Nie, Here, gee my brood vir die maand nie, gee my vandag. Jesus herhaal, ek sê vir die ouens, moenie worry oor môre nie, moenie bekommerd wees oor môre nie. Die Here sorg vir môre, en ek dink dit is iets wat ons moet herinner, ons moet onsself herinner aan dit. Want ons dink baie keer, as die Here vandag genade aan my gewys het, wie weet of hy môre dit gaan doen? Dis eintlik wat ons aan. Ek kan nie vertrou dat die Here môre vir my nuwe genade gaan gee nie. So ek wil vashou aan die liedjie wat hy nou vir my gegee het. Ek weet nie of jy, ek seker die Here voel dit baie keer voel dit asof jy 'n fantastiese gebed gebid het. Dit voel sommer, wow, hierdie gebed wat ek nou vandag gebid het, was 'n goeie gebed. Môre probeer jy weer, jy kan dit nie aan die gang kom nie. Soos 'n koue kar wat net ontstaan. En dan dink jy wel, ek moet nou maar op Christus se genade gaan. Nee, bid totdat jy vandag se genade ontvang. Herinner jouself totdat jy vandag onthou, sy genade is nie vandag. Daarom moet ons elke dag in gebed na hom toe gaan en sê, Here, help my. Dit is nie al wat ek kan doen nie, dit is al wat ek moet doen. Dit is die eerste ding wat ek moet doen, dit is die ding wat ek moet aanhou doen, dit is die ding wat ek gereeld moet doen. Ek moet bid. En ek moet myself herinner en dit moet 'n hartverskeurende gebed wees as dit nodig is. Ja, dit kan 'n lofgebed wees, partykeer het ons 'n lofgebed. Ek sê nie jy moet elke keer kla nie, jy moet asseblief nie klaagliedere van Jakob word nie. Wees partykeer daarom gelukkig, broer. Jy hoef nie net te kla by die Here nie, loof hom, prys hom, aanbid hom. Selfs tussen die huil. Kyk na hierdie klaagliedere. Ag Here, ek het alle hoop verloor, groot is U naam. Here, ek weet nie of ek kan nie, maar eerste vrou. Wees eerlik in jou gebed, maar doen dit elke dag. Laasens sê hy, en ek het vir myself gesê. Ek hou van hoe hy dit daar doen. Ek het vir myself gesê, self, my erfdeel is die Here. Wat hy daardeur bedoel is dat die Here is syne, dis sy God. Die Here is myne. Nie as hy die Here in 'n sakkie sit en in sy beursie sit nie. Maar hy besef dat die Here is al wie hy nodig het. As alles weggevat word van hom en sou hy alles verloor het in hierdie lewe, is daar een wat by hom sal wees en dit is die Here. Al verloor jy al jou vriende en jou familie, is jy nie alleen nie, want die Here is nog by jou. Toe Jesus met die disippels praat en sê, ek gaan gekruisig word, en julle almal gaan my verlaat. Toe troos hy hulle met die woorde, maar moenie bekommerd wees nie, ek gaan nie alleen wees nie, my Vader is saam met my. Gevolg met my God, waarom het my verlaat, en in die hande gee ek my gees oor. Kan julle sien hoe selfs Jesus deur daardie worstelstryd homself moet herinner, aan wie die Vader is. En so ek wil jou aanmoedig, en ek wil jou aanmoedig, broer en suster, jy kan weet, dat die Here is altyd by jou. Al verloor jy alles, het jy hom. En hy is een op wie jy jou hoop moet plaas. Paulus sê so mooi in Filippense 3 vers 8, hy sê, ek reken alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken. Terwille van hom het alles vir my verlies geword en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. Dat is so mooi in ons lied, take the world but give me Jesus. Vat my alles weg, maar geef vir my Jesus. Dit is so 'n mooi gedagte om te besef, broer en suster. Jy gaan nie altyd voel asof die Here by jou is nie. Inteendeel, jy gaan baie keer voel en skree en roep en jy gaan voel asof jou gebed afgesluit is. Baie keer gaan voel asof die Here soos 'n leeu en 'n beer is wat wag vir jou om jou te verslind. En dit gaan vir jou voel asof jy neergedruk is en as jy diep oor jou probleme nadink, gaan jy neergedruk wees.
En dit is op daardie tye wat jy tot herinnering moet roep. Deur sy troue liefde sal ek nie omkom. Sy ontferming ken geen einde nie. Elke môre is dit nie. Groot is sy getrouheid. En dit sal ek myself herinner. Die Here is my erfdeel. Kom ons bid so saam. O Vader, mag ons vanmôre, Here, herinner word, Here, aan hierdie waarheid, Here God. Here, ons voel dit nie altyd nie. Ons voel baie keer as ons nie ver weg is, Here. Here, maar U is altyd naby aan die wat U roep. Here, U luister na ons hulpgeroep, Here. U sien ons trane, U sien ons gebede, U hoor ons gebede, Here. Al voel dit nie vir ons so nie, al voel dit asof U 'n wolk tussen ons en U getrek het, Here, dat ons nie die lig kan sien. Maar Here, mag ons onsself herinner en mekaar herinner aan hierdie waarheid. Deur U troue liefde sal ons nie omkom nie. U ontferming ken geen einde nie. Elke môre is dit nuut. Ja, U is getrou, o Here God. En U is ons erfdeel. Wat sal ons te word kom, Here? Here, dat ons kan besef dat ons na U kan kom in gebed, Here, en ons harte voor U kan oopmaak, Here. In eerlikheid en ernstigheid. Dat ons voor U kan huil en U wys ons nie weg nie. Maar U tel ons op. O Here, leer ons, Heilige Gees, help ons in ons swakheid, om die getrouheid van ons God te verstaan. Dat ons alles in Christus ontvang het. Dat ons toegang het tot God die Vader, nie deur ons eie werk en ons eie geregtigheid nie, maar deur Christus Jesus wat sy lewe vir ons neergelê het. Ja, wat opgewek is en vir ons onttree by die Vader. Here, groot is daardie genade, Here, vir ons. Ons het almal ontvang genade en liefde uit die hand van die Vader, die Jesus Christus die Seun, Here. Mag ons dit nie vergeet nie, Here. Mag elkeen hier vanmôre herinner word aan dit, Here. En ek bid U genade, Here. In Jesus naam. Amen. Amen.